Ons wil net vir U dankie sê, dat U 'n goeie God is. Here, U is 'n goeie Vader. En ons is U kinders, Here. En dankie dat ons vanaand net op U skoot kan kom sit, Here, en weet dat U luister na ons. U is bekend met ons, U weet van ons, weet alles van ons. En dankie, Here, dat ons in die begin van hierdie jaar net kan na U toe kom en weet, dit is waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp kom van die Here af. En ons kom net vanaand en ons wil net weer vanaand sê, Here, ons het U so nodig. Ons kan dit nie maak sonder U nie, Here. Ons kan niks doen sonder U nie, Here. Ons het U so nodig. Dankie, Here Jesus. Kom ons staan nog net so rukkie, net vir 'n oomblik. Sê net vir die Here, hoekom is Hy goed vir jou? Dankie, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om net in die teenwoordigheid te wees. Net hier gevul te word, opgevul te word, Here. En ek bid vir elkeen wat honger en dors, elkeen wat behoeftes het, Here, wat versoeke het, bid ek, Here, dat U sal stil staan by elkeen van ons, Here. Met elkeen van ons sal praat, Here, dat hierdie jaar sal wees waar ons U op 'n bonatuurlike manier sal ervaar. Die God van liefde en die God wat naby ons is. Dankie, Here Jesus. Amen, amen. Baie dankie julle. Julle kan julle sitplekke neem. Nou, ek dink hierdie was een van daai gevalle waar ons die diens seker net hier kan afsluit en huis toe gaan. Want dit was so amazing om net in God se teenwoordigheid te wees. So, verlede week het Siobhan met julle gesels uit die boek van Rut. En ek het dit toe goed gedink om vanaand met ons te gesels vanuit die boek Ester. En dis hoekom ek my pink hempie aan het vanaand. In solidariteit te staan met al ons dames, want daar is net 2 boeke in die hele Bybel wat na dames vernoem is. En dis die boek Rut en dis die boek Ester. So ons begin hierdie jaar baie goed. Ons begin hierdie jaar vir al ons dames. Maar ek dink daar is soveel in hierdie boek. Ek dink hierdie boek Ester is so 'n diep boek. Nou gewoonlik wat ek probeer in my as ek 'n voorbereiding doen en ek vir 'n preek, ek soek altyd 'n storie wat nie bekend is nie. Ek hou daarvan om 'n storie wat nie bekend is nie te gaan haal en te na te vors en te kyk wat die Here deur 'n karakter in die Bybel wat ons nie ken nie of nie so baie van weet nie. En jy weet en jy moet gaan soek baie keer jy kry net nie dadelik inligting nie. Nou ek moet sê met Rut
is nog so baie inligting gewees. Ek het eintlik nie 'n klou gehad wat om te sê vanaand nie, want dit is te veel. En toe dink ek, weet jy, ek gaan net een ding sê vanaand, as dit reg is met julle. Ons gaan net by dit kom, maar ek wil eers gou, ek dink as ons die boek kan opsom in een sin, ek dink die storie van Ester daag ons uit om nie net toeskouers in die lewe te wees nie, maar om beskikbaar te wees vir God se plan. Ek dink as ek die boek kan opsom, dan sou ek dit so opgesom het, dat hierdie boek daag my uit om nie meer 'n toeskouer te wees nie, julle gaan nou verstaan hoekom ek dit sê, in die lewe te wees nie, maar om beskikbaar te wees vir God se plan. Nou ek wil jou uitnooi om hierdie week, ek gee vir julle huiswerk vanaand, selfstudie, en ons gaan volgende week gaan ons 'n vasvraag hê, en dan gaan ons kyk wie die boek Ester gelees. So ek wil jou uitdaag, nee ons gaan nie 'n vasvraag hê nie, ons gaan nie 'n toets skryf nie, maar ek wil jou uitnooi, gaan lees die boek Ester in hierdie week. Dit is so 'n fenominale boek, dit is regtig, en jy gaan hom vinnig lees, dis 10 hoofstukke, dis nie baie lank nie, maar in hierdie boek is daar 4 hoofkarakters. So die eerste karakter is natuurlik Ester. Sy is die hoofkarakter en die boek is na haar vernoem. Nou Ester is eintlik haar Persiese naam. Sy het eers later die naam Ester gekry, maar haar Hebreëse naam was Hadassah of Hadessa in die Engels, Hadassah. En dit is baie interessant dat sy die naam Ester vir haarself kies. Sy kies die naam Ester, want Ester beteken ster. En Ester, as jy die boek lees, gaan jy agterkom dat sy speel 'n groot rol en op die ou end van die dag veroorsaak sy dat die volk gered word, dat die Jode gered word. Die ster. En onthou dat die Ou Testament wys altyd na die Nuwe Testament, en in die Nuwe Testament kry ons 'n ster wat oor die geboorteplek van Jesus skyn. En hy is nie net die verlosser van die Jode nie, maar hy is die verlosser van die hele mensdom. Ek en jy sit hier as gevolg van daai ster, as gevolg van Jesus se geboorte. Nou ons tweede karakter is Mordegai. Nou Mordegai het Ester aangeneem, dit was sy aanneemkind, hy het haar grootgemaak asof sy eie kind was. Nou Mordegai kom uit die stam van Benjamin en hy het aansien gehad. En hy het ook 'n hoë posisie gehad in die koning se paleis. Hy het status gehad. En julle sal net ook hoor hoekom dit vir hom baie keer moeilik was om sekere goed te doen, omdat hy hierdie status gehad het. Mense het opgekyk na Mordegai. En dan kry ons die villain in die verhaal, Haman, die skurk. Die ou wat altyd besig is om homself te verhoog en om ander te verpletter. Nou dit is baie interessant want Haman kom uit 'n generasie uit wat eintlik deur Saul om die lewe gebring moes gewees het. God het vir Saul opdrag gegee om al die Amalekiete dood te maak. En hy laat die koning en 'n paar van die slim mense leef. En daai slim mense en daai koning begin 'n nuwe volk. En Haman kom uit daai volk en van dat hy 'n babietjie is, hoor hy hoe sleg is die Jode en in hierdie boek lees jy hoe hy die heeltyd die Jode wil doodmaak. Haman. En dan koning Xerxes of Ahasveros is dieselfde koning. Nou, hierdie is 'n baie interessante koning, want hierdie is 'n baie magtige koning. En as jy lees in Ester 1, dan sien jy dat hulle praat van 127 provinsies, eintlik 127 lande. Hulle sê hy het regeer van Ethiopië af, reg oor tot aan die einde van Indië. Dis 'n magtige stuk land wat hy gehad het om oor te regeer. Maar hy was eintlik hy was 'n goeie koning, maar hy was ook nie 'n goeie koning nie. Hy kon nie regtig besluite maak nie. Mense het hom, sommer vinnig om die bos gelei. Mense het goed vir hom gesê en dan het hy gedoen wat hulle sê. En daar was 'n wet gewees wat gesê het dat as die koning 'n wet maak, dan moet daai wet uitgevoer word. Jy mag nie daai wet nie uitvoer nie.
En daarom het mense baie keer om misbruik, want hulle het geweet, as hulle hom in die bos kan lei en hy kan 'n wet maak, moet hy dit doen. So ons lees van hierdie koning in die begin van Ester, en ons sien hoe hy om die bos gelei word deur sy mense. So ek gaan nou baie vinnig wees, net gou vinnig die verhaal van Ester, net gou vir agtergrond, as jy hom gaan lees, Ester 1 en 2 gaan oor Ester wat koningin word, sorry. Sy word nie 'n koning, sy word koningin. Ester wat koningin word, dan die volgende verse 3 tot 6, lees ons van Haman se komplot en Mordegai se magsoorname, en dan vers 7 tot 8, Haman se ondergang en die Joodse volk se verlossing, en dan die laaste 2 hoofstukke, die Joodse volk triomfeer en eintlik floreer, en julle gaan dit nou ook sien. Nou, dit is regtig soos ek sê, dit is so 'n boek met so magte om inligting. Daar's so baie wat ek vandag vir jou kan sê oor hierdie boek. En ek het mooi gaan dink, Here, wat wil jy vir my sê? Want hy moet eers met my praat, en wat moet ek dan vir jou sê vanaand vanuit hierdie boek? En hierdie vers het by my opgekom, Ester 4 vers 14, en ek lees dit vir julle uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, as jy in hierdie tyd gaan stil bly. Mordegai praat met Ester. Hy sê, Ester, as jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom. Jy en jou familie sal dan uitgewis word. Los hom net eers gou daar. So hy sê, jy kan stil bly, maar ek wil net vir jou sê, as jy gaan stil bly, gaan daar nog steeds verlossing wees. Daar gaan nog steeds 'n uitkoms wees. Nou ek hou van wat die Engels sê, want die Engels praat, hy praat van deliverance, maar hy sê ook enlargement. Dis vir my nogal interessant dat hulle daai woord, daai uitkoms met enlargement vertaal. En dan sê hulle dat, wat Mordegai vir ons sê, is dit gaan nie net eenvoudig, jy weet baie keer gebeur daar iets met jou lewe, en dan sê dit, okay, dis nou nie so erg nie. Okay, die koek val van die tafel op die grond, maar hy is daarom nie heeltemal stikkend nie, ons kan hom nog eet. Okay, so, dankie tog. Maar hy praat van dit is nie daai gevoel nie. Hy sê, dis nie wat gaan gebeur nie. Hy sê, eintlik gaan die Jode beter af wees, as wat hulle was aan die begin. Dis wat gaan gebeur. Maar hy sê, ongelukkig sal jy en jou familie uitgewis word. En dan hier is my so mooi, hy sê, Mordegai praat met Ester, hy sê, wie weet, of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is, dat jy koningin geword het nie. En ek wil vanaand met julle gesels oor daai sin, 'n tyd soos hierdie. Mordegai sê, is dit nie dalk vir 'n tyd soos hierdie nie? Nou is interessant dat hierdie boek Ester, weet baie van die slim mense praat oor Ester, en dan sê hulle dat Ester moenie eintlik in die Bybel wees nie. Dis eintlik net 'n storie. Dis eintlik net 'n roman, dis 'n liefdesverhaal. Dis eintlik fiksie. En eintlik hoort hy nie in die Bybel te wees nie. En dan die grootste ding wat hulle sê, en as jy Ester gaan lees, dan sal jy dit sien, is dat God se naam word nêrens in die boek Ester gebruik nie. Nie een keer nie. En dit is so erg, want in die ander Ou Testamentiese boeke word God se naam die Jahwe God, die verhoudingsgod, se naam word soos 'n legkaart gevleg in die boeke. En jy kan sy naam gaan soek, en jy kan hom bymekaar sit, en jy kan sien, byvoorbeeld die eerste hoofstuk begin met die eerste letter van sy naam, die tweede hoofstuk met die tweede letter, en so kan jy sy naam gaan soek in die boek, en jy sal sy naam oralste kry in die Ou Testamentiese boeke, maar in hierdie boek Ester word God se naam nie een keer genoem nie. En ek onthou, ek word gekonfronteer, verdere studies gaan doen in teologie. In die eerste klas waar ek instap, praat ons oor die boek Johannes, en 'n ou staan op en sê, ek wil niks hoor van die boek Johannes nie, want dit hoort nie in die Bybel nie. Want Johannes het dit nie geskryf nie. En ek onthou, dit was net soos in, wat gaan hier aan? En ek onthou my dosent, wat sê, weet jy wat,
God het 'n plan met die boek van Johannes gehad. En daai plan het veroorsaak dat die boek Johannes in die Bybel is. God het 'n plan met die boek van Ester en dit is hoekom die boek Ester in die Bybel is. Die boek Ester, ek dink is in die Bybel vir 'n tyd soos hierdie. As ons kyk na Ester, ons kyk na Mordegai, ons kyk na die tyd waarin hulle leef, dan kan ons nogal sien dat dit is dalk die tyd waarin ek en jy leef. En dan help hierdie boek my. Dan help hierdie boek my verstaan. Dan help hierdie boek my besef dat ek is gemaak vir 'n tyd soos hierdie. Jy sien, alhoewel God se naam nie genoem word nie, beteken dit nie dat hy nie teenwoordig is nie. En eintlik is dit die rede hoekom die skrywer nie amper God se naam wegsteek uit hierdie boek. Want eintlik as jy die boek gaan lees, kom jy agter dat God is definitief aan die werk in hierdie boek. Oralste in hierdie boek sien ons God se vingerafdrukke, sien ons God se gees, die wind van God se gees beweeg. Sien ons in hierdie boek dat God is definitief betrokke. Maar ek moet dit gaan lees, ek moet dit gaan uitvind, ek moet dit gaan bestudeer, ek moet toelaat dat sy gees dit openbaar aan my en te sien dat God se naam word nie genoem nie, maar hy is in die agtergrond besig om te werk. Nou in 'n netedop, die storie van Ester. Ester word die koningin van hierdie magtige koninkryk. Maar Haman het die koning om die bos gelei. En die koning het 'n wet gemaak dat al die Jode doodgemaak moet word. En Mordegai vra vir Ester om na die koning toe te gaan en vir die koning te vra of hulle nie iets kan doen aan hierdie wet nie. En Ester sê, ek kan nie gaan nie, die koning moet my laat kom. Jy weet, nog een van sy dom wette. Jy mag nie voor hom net verskyn nie. Hy moet jou roep. En sy sê, hy het my nog nie geroep nie, ek weet nie wanneer hy my gaan roep nie, dalk gaan hy my nooit roep nie. Maar Mordegai sê, jy moet gaan. En sy sê, kom ons vas vir 3 dae. Al die Jode, hulle kinders, hulle diere, ek en my diensknegte gaan almal vir 3 dae vas. En na die 3de dag gaan ek na die koning toe gaan. En as hy sy scepter uitsteek wat sê ek mag daar wees, dan weet ons dat God is teenwoordig. En toe sy ingaan by die koning, toe steek hy sy scepter uit. En hy gee aandag aan haar en hy hoor haar. En sy sê vir hom dat ek is 'n Jood. Jy sien, Ester het selfs weggesteek wie sy is. Sy het haar naam verander na 'n Persiese naam om weg te steek wie sy regtig is. Want jy sien, in hierdie tyd het die Jode teruggegaan na Israel toe, teruggegaan om die mure te gaan bou. Die meeste Jode het teruggegaan. Dit was net Mordegai en Ester en 'n paar ander Jode wat oorgebly het. Dit was nie nodig dat hulle hier hoef te gewees het nie. Maar as gevolg van Mordegai se aansien en die feit dat hy 'n hoë posisie het in die koning se koninkryk, wil hy nie daaronder weer gaan, van onder af begin daar in Jerusalem nie. En hy bly hier. Maar eintlik het Mordegai en Ester het so verweef geraak in die kultuur van die Persiërs, dat hulle eintlik maar net soos die Persiërs was. En dit is hoekom die Nuwe Testament vir ons sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie gelykvormig word nie. Moenie word soos jou wêreld om jou nie. En ons sien dat hulle het eintlik so geword. Hulle was deel van hulle omstandighede, van hulle lewe, en hulle het eintlik gehou van waar hulle is. Maar ewe skielik word hulle gekonfronteer. En eers ewe skielik begin hulle weer te besef, maar hulle is kinders van God. En hulle begin uitroep na hierdie God. En die koning sê, ek kan nie my wet herroep nie. Maar al wat ek kan doen is, ek kan aanvul aan die wet.
En hy vul die woorde aan dat die Jode hulle self mag verdedig. En dan wil niemand gaan fight nie, niemand wil 'n land inneem, nie wil mense so goed vat as daai mense hulle gaan verdedig nie. En eintlik sien ons dat hierdie Jode het gefloreer na hierdie geveg met die Persiese mense. Jy sien God is die hele tyd teenwoordig in hierdie storie. Nou, wat beteken hierdie boek vir my en vir jou? Hoekom is hierdie boek hier? Want ek dink ons leef in 'n tyd in ons wêreld. Ons leef in 'n tyd in ons wêreld waar dit so maklik is om net deel te word van ons wêreld, deel te word van dit wat om ons aangaan. Om net soos Mordegai en Ester, maar net en amper te compromise met wat in ons wêreld aangaan. En God word eintlik so min in ons wêreld. Sy naam word nie eers meer genoem nie. Daar's plekke waar jy nie eers meer kan bid nie. Jy kan nie eers meer gaan stil bid nie. Jy mag eers in jou huis gaan bid. God se naam word weggevat in ons wêreld. Maar dan wil ek afsluit met hierdie sin. Jy sien, God het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie. God het my gekies en God het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie. Net soos vir Ester het hy jou geroep, het hy jou geplaas, het hy jou gesit hier in Boksburg, Suid-Afrika, met 'n doel, met 'n taak. Jy sien, jy is in daai skool, nie per toeval nie. Jy is daar vir 'n tyd soos hierdie. Daai universiteit, jy's daar vir 'n tyd soos hierdie. Daai werk en daai baas wat jou grys hare gee. Jy is daar vir 'n tyd soos hierdie. En net soos Ester is dit nodig dat jy nie meer 'n toeskouer is nie. Jy kan nie meer op die kantlyn hierdie spel speel nie. Dis tyd om toe te tree tot hierdie spel. Dis tyd om toe te tree en te hoor, wat is jou taak? Wat is jou doel? Hoekom is jy hier? Want jy is hier vir 'n tyd soos hierdie. En ek wil jou aanmoedig om in hierdie week net bietjie te gaan dink. Te gaan dink oor jou lewe, te gaan dink oor waar jy is in hierdie lewe. En te gaan dink, hoekom is jy hier? Hoekom is jy daar? Hoekom is jy in daai posisie? Hoekom is jy by hierdie werk? En ek weet die vakansie is nou verby en ons almal gaan nou hard werk van môre af en dan gaan dalk nie genoeg tyd wees nie, maar maak tyd om net weer te dink aan hoekom is jy hier? Want God het 'n doel met jou lewe. En in hierdie jaar het hy 'n doel met hierdie gemeente. En ons wil jou uitnooi, die eerste week van Februarie het ons 'n tyd van vas en bid. So dis nog 'n rukkie van nou af, is nog 'n paar weke van nou af. Ek waarsku jou so ruk. So eerste week in Februarie gaan ons vas as gemeente en gaan ons saam bid vir hierdie gemeente. Gaan ons God vertrou dat hy vir ons sal wys wat is ons taak, wat is ons doel, want ons as gemeente is hier vir 'n tyd soos hierdie. En ek wil jou uitnooi, bid saam met ons. Vra die Here om vir ons as gemeente mooi te wys, wat is ons taak in hierdie tyd. Pierre, jy kan vir ons kom afsluit. Baie dankie. Sluit vir my asseblief die oor dat ons hierdie diens afsluit. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanaand hier bymekaar te kom, Vader, en dit 'n boodskap te kry. Maar Vader, dat ek wil bid en vra dat die boodskap wat uitgegaan het, dat dit op vrugbare grond sal val in elke persoon hier vanaand se harte. Vader, soos ons gehoor het, U het ons gekies vir 'n rede, Vader. En ons weet dat U planne wat U vir ons het, is planne ver bo wat ons planne is, Vader, en dis planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Vader, ek wil bid sodat elke persoon hierdie week stil raak by U voete, Vader, en hulle vra U vir wat is hulle doel, wat is hulle plek, Vader,
sodat hulle 'n bonatuurlike antwoord van U sal kry, Vader, dat hulle antwoord in die woord sal kry en deur die Gees, Vader, dat dit so bewerkstellig sal word ook in hulle lewens. Vader, ek wil bid dat U die mense wat vanaand hier is en hulle families wat by die huis is, Vader, sal seën en sal beskerm. Boet en bewaar hulle, Vader, die mense wat begin werk hierdie week, Vader, laat dit vir 'n goeie week sal wees. Die mense wat wag vir 'n antwoord op werk vir hierdie week in die nuwe jaar, Vader, bid ek dat daar deure sal oopgaan, Vader. Maak die sluise van die hemel oor hulle oop, Vader, en dat die seëninge sal uitvloei oor elke persoon hier vanaand. Vader, en dan weer eens net bewaar die mense hierso en bring hulle almal weer volgende Sondag terug hier bymekaar. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En dan kerk, voordat ons vandag, ons wil julle graag uitnooi dat julle asseblief elke oggend 6:00 tot 6:30 ons sal aansluit by die oggendbid hier. Ons sien uit om julle almal daar te sien. 'n Mooi aand en 'n lekker week vir julle almal. Totsiens.